Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n paar gedagtes rondom die disipel wat Jesus liefgehad het, of die apostel van liefde. Dis Johannes. Nou Jesus het 'n binnekring gehad. Hy het die 12 disipels geroep. Hulle het saam met hom geloop. Van daardie 12 is daar 3 wat altyd 'n bietjie verder saam met hom gegaan het. By toe uit die dogtertjie van Jairus opgewek het. Hulle was saam met hom op die berg van verheerliking. Hulle het 'n entjie dieper saam met hom in die tuin van Getsemane ingegaan. Maar van hierdie binnekring was daar een wat nog 'n meer spesiale plek gehad het. En dit was Johannes. Nou, wanneer hy aan tafel gesit het, dan was Johannes altyd die een wat langs Jesus gesit het. Dis hoekom hy op die bors van Jesus kon lê, want hy het langs Jesus aan die tafel gesit. En beteken sy naam is eintlik afgelei van die Ou Testamentiese naam Jona. Jona beteken duif en beteken die naam Johannes dan gawe van God. Dis wie hy was en dis wie hy vir Jesus was. Nou, hulle reken hy was die jongste van die disippels gewees, dalk so 'n paar jaar jonger as wat Jesus was. Nou dit is nou maar bloot afleiding of spekulasie. Hy was hier so rondom 18 tot 25 toe Jesus hom geroep het en hy een van die disippels geword het. Johannes was een van die seuns van Zebedeus. Zebedeus was sy pa en Salome was sy ma. Hy het 'n broer gehad, Jakobus, en hulle twee was dan uit die aard van die saak die seuns van Zebedeus. Hulle was vissermanne, hulle het rondom die see van Galilea groot geword. So hulle sê hulle was harde manne gewees, sterk, hardwerkende manne gewees, hierdie twee seuns van Zebedeus. Nou, ons lees in Johannes 1 vers 36 dat Johannes was eers 'n disipel van Johannes die Doper. Nou, ons moet nie Johannes die disipel en Johannes die Doper met mekaar verwar nie. Nou lees ons in Johannes 1 vers 36, eintlik vers 35, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disipels, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar's die lam van God. En die 2 disipels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. Hulle bly dan die dag by Jesus en so ontmoet hulle vir Jesus en sien hulle, hy is die lam van God, soos hy dit dan ook later in die evangelie van Johannes beskrywe. En Jesus gee vir hulle 'n bynaam vir Jakobus en Johannes. Ons lees dit daar in Markus 3 vers 17. Jesus sê vir hulle is Bonargus. Dit beteken seuns van die donder. Met ander woorde, hulle sê Johannes het 'n bulderende stem gehad en hy was baie vinnig van die meer. Hy kan hom baie vinnig vererg het. En lees ons dan in Lukas 9 daar vers 54 af, hoe dat Jesus deur Samaria gaan, is op pad Jerusalem toe. Die Samaritane en die Jode was vyande, en toe die Samaritane hoor Jesus op pad Jerusalem toe wys hulle vir Jesus af. En Jakobus en Johannes vra, Here, moet ons soos Elia, dat daar vuur uit die hemel val en hierdie klomp Samaritane vernietig? En Jesus sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. So hy is ook bestraf deur Jesus in sekere gevalle. So ons sien, Elia was hulle rolmodel gewees en hulle was manne wat baie vinnig van humeur gewees het. Nou is dit baie interessant dat Johannes en Jakobus beide geheilig word. Hulle word deur Jesus geroep, hulle word deur Jesus verander, hulle word deur hom geheilig en dit wys elke een van ons in ons karakter, of ons nou vurig is en of ons rustig is en of ons 'n leier is en of ons op die agtergrond eerder wil wees. Elke een moet geheilig word, moet verander word. Heiligmaking is vir elke een van ons. En Jesus kan dit nie net doen nie. Hy wil dit vir elkeen doen. Hy praat nooit oor homself nie. Hy het 5 boeke geskryf. Hy skryf die evangelie van Johannes. Hy skryf die 3 sendbriewe van Johannes en dan skryf hy Openbaring. En hy praat nie oor homself nie. Hy skryf nie oor homself nie. Ook net interessantheidshalwe, hy skryf hierdie boeke
wanneer hy al redelik gevorder in die ouderdom is, so redelik laat in sy lewe skryf hy hierdie boeke. En wanneer hy dan na homself verwys, dan noem hy dit daardie disipel, of die ander disipel, of twee van sy disipels. Maar wanneer hy nie anders kan nie, en hy moet na homself verwys, dan doen hy dit onder 'n skuilnaam. En die skuilnaam wat hy gebruik is, die disipel vir wie Jesus liefgehad het. Dis hoe hy homself sien, en dit is wat die totale verskil in Johannes se lewe gemaak het. Hy was die enigste een wat nie 'n marteldood gesterf het nie. Enigste disipel. En hierdie is die uitstaande eienskap, en as ons in Johannes se lewe iets vandag leer, dan is dit hierdie gedagte, om te weet dat Jesus my liefhet, en ek steun nie op my eie liefde vir God nie, ek steun op God se liefde vir my. So 'n mens kry die idee, hy wil wegkruip agter hierdie skuilnaam. En wat is die gordyn waar agter hy wegkruip? Die gordyn waar agter hy wegkruip is Jesus se liefde, en dis die antwoord. Toe Johannes by die kruis staan, toe vertrou Jesus sy ma aan Johannes toe. Jesus het broers gehad, maar hy vertrou nie vir Maria aan hulle toe, hy vertrou aan Johannes toe. Nou sê hulle, hy vertrou sy skape aan Petrus toe, maar hy vertrou sy ma aan Johannes toe. En nou, hier sien ons die verskil tussen Petrus en Johannes. Petrus sê, Here, ek het u so lief, ek is bereid om saam met u deur die dood te gaan. Johannes sê, Jesus is die een wat my lief het. En nou by die ouend het Petrus weggehardloop, maar Johannes het by die kruis bly staan. En daar sien ons, hoekom? Want hy het gesteun op God se liefde vir hom. Hy het nie gesteun op sy eie vermoë nie. En kom hy dan en is hy die apostel van liefde, en skryf en praat hy baie oor die liefde. Ek wil net 3 verse vir u lees. Ons lees dit in 1 Johannes hoofstuk 4 vers 10. 1 Johannes 4 vers 10 staan daar, hierin is die liefde. Nie dat God ons lief gehad het nie. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Jy sien, hier het hy die orde, en dis die regte orde. Anders span jy die kar voor die perde, en dan werk dit nie. Johannes het die orde reg gehad. Dan in vers 16, en ons het die liefde wat God tot ons leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly in God, en God in hom. En dan vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Sien, hy skryf oor die liefde, en hy verstaan dit heeltemal reg. Nou die latere geskiedenis van Johannes, waar ons nou weer eens nie meer in die Bybel lees nie, dit wat die geskiedskrywers vir ons opgeteken het. Nou hulle sê, vandat Jesus aan die kruis vir Johannes gesê het, daar's jou moeder, en vir Maria gesê het, daar's jou seun, het Johannes vir Maria in sy huis geneem, en hy het daar gebly in Jerusalem, tot en met Maria se dood. En eers daarna het hy op verskillende sendingreise gegaan, en onder andere word nou baie staaltjies oor Johannes vertel, wat die geskiedskrywer vir ons opgeteken het, maar een van die bekendes is, dat hy in Rome was. Nou, daar die eerste tyd, die eerste gedeelte, die vroeë kerk, hulle was verskriklik vervolg deur die Romeinse keisers, en daar was 'n keiser, Domitianus, en op 'n dag, toe gooi hy vir Johannes in 'n pot kookolie. Hulle sê, Johannes het nie doodgebrand in die kookolie nie, hy het daar uitgeklim, en hy het geblink. Hulle sê, dit was amper soos iemand wat uit 'n verfrissende bad gekom het. Daar waar dit gebeur het, staan 'n kerk, ek weet nie of hy vandag nog daar staan nie, maar hy was op 'n stadium daar, Sint Giovanni in Oleo. Ek maak die afleiding, dit beteken dis waar Johannes in die olie gegooi is. Daarna is hy verband Patmos toe was hy al oud geweest, toe was hy al in die 90, dan was hy baie hard werk met kettinge aan sy voete, en dit was op Patmos, waar hy dan ook die openbaring van openbaring gekry het, wat hy vir ons neergeskryf het. Hy word ontban van Patmos af, en hy is toe terug
Israel toe en hy gaan terug na die gemeente van Efese. Daar word vertel dat hy as 'n baie ou man deur die jong manne gedra was kerk toe en dan het hulle vir hom die geleentheid gegee om iets te sê. En hulle sê elke Sondag het hy gesê, julle moet mekaar lief hê. As julle dit doen, sal dit genoeg wees. Dis wat hy geken het, dis wat hy geweet het, dis wat hy geweet het, die verskil maak in 'n mens se lewe. Mag die Here hierdie getuienis in ons lewe kragtig gebruik en die Here seën u baie ryklik.